Vandag het ons 'n splinternuwe luisterstorie. Bali en Billy se avonture deur Alwyn Olivier. Daar is 2 klein weertjies. Hulle name is Bali en Billy. Hulle is 2 boeties. En weet julle wat? Hulle is die vrolikste en stoutste beertjies wat julle nog gesien het. Hulle is altyd besig om aan nuwe streke te dink. Maar partykeer eindig 'n streek of 'n avontuur nie so goed nie. Maar dan laat die boeties nie mekaar in die steek nie. Nee, die 2 staan altyd saam. Dis 'n lekker warm dag. Bali en Billy speel buite. Die hele oggend lank speel hulle met 'n paar eekorings. Hulle klouter in bome op. Hulle duik by gate in en uit. Ai, hulle biljart tog te lekker. 'n Groot by zoem verby Billy se oor. En raai, nou dink Billy sommer aan 'n plan. Bali, skree hy, voel jy ook lus vir heuning? Sy boetie begin sommer sy lippe lek. Ja, ai, heuning, roep hy vrolik uit. Dit sal heerlik wees. Maar waar sal ons heuning kry? Ek weet nie, maar kom ons gaan kyk, sê Billy. Ja, kom, sê Bali. Woeps, daar gly die 2 langs die stamboom af. Kry ons heuning, bring ons ook vir julle, sê Bali aan die eekorings. Toe is hulle daar weg. Ons moet 'n plek soek waar daar baie blomme is, sê Billy. Die bye suig mos die heuning uit die blomme uit. Hulle kom by 'n rivier. En wat sien hulle? Daar oorkant staan daar baie blomme in die veld. Toe klouter die 2 bo op 'n boomstomp. Nou seil hulle oor die rivier. Hulle sien eende en paddas in die water. Vir almal skree die beertjies. Ons gaan heuning soek. Kry ons heuning, dan bring ons vir julle ook. Dis nie lank nie, toe is hulle op die ander wal. Ek is seker ons sal hier heuning kry, sê Bali vrolik. Kyk net hoe baie bye vlieg hier rond. Billy het dit ook gesien. Een stout by het selfs op sy neus kom sit. Skielik roep hy uit. Kyk net daar, Bali, 'n hele emmer vol heuning. Hulle draf saam na die emmer toe. En weet julle, Billy was reg. Die emmer is amper propvol soetgoue heuning. Billy is eerste by die emmer. Ai, nou is hy darm al te haastig. Hy leun oor die emmer, toe leun hy nog verder oor en paar doems. Daar val hy binne in die emmer. Liewe tyd. Bali sien net sy boetie raak weg. Ai, hy skrik om boeglam. Maar toe sien hy Billy se bene steek darm uit. In 'n kits het hy hom aan die been beet. Die bye zoem kwaai om hom rond. Maar wat, hy steur hom nie aan hulle nie. Hy ruk en pluk en daar is Billy weer op die grond. Natuurlik is Billy die ene heuning van kop tot tone. Maar dis nog nie die ergste nie. Die bye zoem hard en kwaai om hulle. Die tweeetjies voel nou regtig baie bang. En die bye dink, ons het mos nie hierdie heerlike heuning vir hierdie beertjies gebring nie. Ja nee, die bye is kwaad, jong. 1, 2, 3 gee Bali en Billy daar pad. Hulle moet daarom nou vinnig naal. Hardloop Billy, hardloop aan, skree Bali bang. Maar die kwaai bye kan net so vinnig vlieg. Die 2 ou beertjies kan maar net nie van hulle ontslaa raak nie. Nou kom hulle weer by die rivier aan. Hulle is skoon uit asem. Daar wag 'n paar diere vir die beertjies. Hulle wil mos graag van die heuning kry. Ai, maar nou skrik hulle darm. Hoekom naal die beertjies dan so? Wat het dan gebeur? Die beertjies is nou by hulle. Die 2 moet eers asem skep. Toe vertel Billy hulle wat gebeur het. Die ander diere dink hy lyk darm al te snaaks. Hy kan skaars sy oë oopmaak. Hulle is mos ook vol heuning. Toe sê 'n klein eentjie, kom hier. Ons sal jou in die rivier was. Jy kan mos nie so rondloop nie. Die nare bye sal jou dan nooit met rus laat nie. Kom aan, ons sal almal help. En wat gebeur toe? Billy gaan sit op 'n boomstomp naby die water. 'n Eekoring gaan skep gou 'n gieter vol water. Toe klouter hy met die gieter in die boom op. Ai, nou het Billy 'n heerlike stortbad. 'n Klein meisie kry weer 'n besem in die hande.
Hy skrob die beertjie daarmee. 2 hassies was weer sy voete met 'n spons en 'n handdoek. En wat doen Bali al die tyd? Hy sit onder 'n boom en rus. Dis nie vir hom nodig om te was nie. Maar hy is regtig so moeg. Hulle het dan so vinnig genaal. Hy is bly die bye is daarom nou weg. 'n Rukkie later lyk Billy weer mooi skoon. Dis regtig 'n lekker warm dag. Billy word sommer gou-gou droog. Hy begin al klaar weer vrolik voel. Bali het nou klaar gerus. Hy skree, "Haai, kom ons speel blindemol." Die ander dink dis 'n gawe plan. O, maar toe het hulle daarom pret, hoor, Bali is die eerste aan die beurt. Billy bind 'n sakdoek oor sy oë. Hy maak seker sy boetie kan niks sien nie. Hy kielie Bali se neus met 'n koringstengel. Die eekoring huppel rond. Sy groot sterk kielie weer Bali se ken. Die voeltjies vlieg om hom rond en gaan sit selfs op sy skouer en chirp. Wie is ek? Wie is ek? Bali sukkel maar baie. Later kry hy dit darm reg om sy boetie te vang. "Ek het jou, Billy," skree hy. Nou is dit Billy se beurt om blindemol te wees. Hulle speel baie lank so. Dis nou alweer tyd om huis toe te gaan. Bali en Billy is nou baie moeg. Hulle is gou huis toe en kruip sommer in die bed. Dis nie lank nie, toe is albei vas aan die slaap. En weet julle hoe moeg is die beertjies? Hulle word nie eers die volgende oggend wakker nie. Nee, hulle slaap sommer dae en nagte aan mekaar. En toe hulle wakker word, sien hulle mooi dis winter. Nou is die hele wêreld vol sneeu. Groot sneeuvlokke dwarrel na die grond toe. Ai, die veld en die berge lyk tog te pragtig. Alles is mos toe onder 'n kombers van sneeu. Die 2 boeties skree van die pret. Hulle draf uit en rol in die sneeu rond. Later is hulle spierwit. Hulle lyk nes 2 ysbere. Wat gaan hulle nou doen? "Kom ons gaan ski," sê Bali. Billy wil ook graag ski. Hulle gaan al gou hul sneeuskaatse en hang dit oor hulle skouers. Toe klim hulle 'n hoë bult uit. 2 pikkewyne dra hulle stokke. "Kom ons jag reusie," sê Billy. Hulle trek hulle sneeuskaatse aan. Ja, dis 'n goeie plan. Maar ons moet reg te werk gaan. Die pikkewyne kan kyk wie wen. Sal julle dit doen? Natuurlik, sê die pikkewyne. Ons sal kyk wie ski die vinnigste. Bali en Billy staan langs mekaar. Reg en weg, skree een van die pikkewyne. Soos die wind skiet die 2 beertjies daar weg. Bali wen eers, maar nee, nou al Billy hom in. Billy is nou weer voor, maar wag, daar skiet Bali weer verby, en so hou dit aan. Die pikkewyne skree, "Kom aan Bali, kom aan Billy." En toe, die arme Bali val, skielik is hy sommer weg. Hy het mooi in 'n gat vol sagte sneeu te lande gekom. Daar steek die punt van sy sneeuskaatse en sy pote darm uit, maar dis ook al wat jy bo kan die sneeu kan sien. Billy skrik om boeglam. Hy skie sommer nou stadiger. "Kom help my gou," skree hy vir die pikkewyne. Hulle waggel na hom toe so vinnig as wat hulle kan. Die 3 maats begin Bali uitgrawe. Die sneeu is darm sag. Dit gaan darm nie te swaar nie. 'n Kort rukkie later staan Billy weer op sy voete. Ai, hy was darm baie bang hoor, maar wat, hy vergeet dit gou. Hy het mos nie seer gekry nie. Hy is tog so bly hulle het hom so gou kom help. Nou voel die beertjies nie meer lus vir ski nie. "Ek het 'n plan," sê Bali. "Kom ons maak 'n gat in die ys. Ons kan kyk of ons 'n paar visse vir die pikkewyne kan vang. Hulle is tog sulke gawe maats. Ons kan dan vir hulle so dankie sê." Billy dink ook dis 'n goeie plan. Die 4 is toe na 'n dam toe. Daar maak die beertjies 'n groot gat in die ys. Dis nie lank nie, toe vang Bali 'n groot vis. Maar wat gebeur nou? Dit begin weer sneeu. Daar val eers net 'n paar vlokkies, toe begin dit harder sneeu. Julle kan seker raai wat Bali en Billy toe doen, né? Ja, hulle het 'n sneeugeveg. Ai, maar die 2 het darm baie pret en moenie praat van al die lawaai nie. Van alle kante af naal die ander diere na hulle toe. Hulle wil ook saam speel. En weet julle wat? Daar kom selfs 2 robbe aan.
Billy gooi 'n groot sneeubal na die een rob. Die bal land mooi op die rob se neus. En toe is die rob darm baie slim hoor. Hy kry dit reg om die bal sommer lank op sy neus te laat staan. Billy lag tog te lekker. Ek wil dit darm ook probeer, roep Bali uit. Toe gooi een van die hase 'n bal hard na hom toe, maar ai, die bal kom darm baie hard op Bali se neus te lande. Hy kry amper trane in sy oë. Nou is die haas baie jammer. Hy wou mos nie vir Bali seermaak nie, en tog lyk Bali se gesig darm baie snaaks. Hy moet darm so effens lag, maar Bali weet darm die haas wou hom nie seermaak nie. Hy vergeet dit sommer gou. Hy jaag toe die haas sommer vir die pret. En raai, hy vang hom. En wat doen hy toe? Hy vryf sommer handevol sneeu in die haas se gesig. Ai, dis darm 'n heerlike dag. Dis so lekker om so te speel. Maar later begin dit donker word. Dit word darm baie koud ook. Die diere is regtig jammer. Hulle groet mekaar. Môre sal hulle weer hierheen kom. Môre sal hulle weer so lekker speel. Bali en Billy gaan terug huis toe. 1, 2, 3 is hulle in die spens. Nou soek hulle eers kos. Al die gespeel het hulle mos baie honger gemaak. In die somer was daar mos baie kos. Nou ja, toe was die beertjies baie slim. Hulle het sommer 'n klomp kos vir die winter gebêre. Daar is vrugte, akkers en neute. Ja, hulle het genoeg kos vir die hele winter. Nou eet die twee darm al te lekker. Hulle gesels oor die heerlike dag. Billy sê, eers was ek vies dat die winter gekom het. Ek het gedink ons sou niks pret kon hê nie. Die somer is baie beter. Maar nou hou ek van die winter. Ek ook, sê Bali. Sê nou, jy vra my waarvan ek die meeste hou, die somer of die winter? Nou ja, ek weet regtig nie wat ek sal sê nie. Bali weet ook nie wat hy sou sê nie. Die tweeetjies eet klaar en in 'n kits is hulle in die bed en vas aan die slaap. Fluit, my storie is uit. Tot volgende keer. En onthou, gebruik altyd jou verbeelding.